Frikkie, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy deurgekom het, man. Vertel ons jou storie. Waar het alles begin? Pad wat jy gestap het waar ons nou hier sit. Jacques, ek is maar gebore daar in Klerksdorp, daarom nou nie op die plaas nie, maar ek het groot geword op die plaas waar my pa ook groot geword het. So dis maar familieboerdery wat ons het daar. En ons boer hoofsaaklik met hoenders en beeste. En dan het ons maar die aangeplante weidings van die ou lande wat daar altyd was, wat ons ook nou gaan ernstig begin bale maak vir die hooimark. OK. Dit is maar waarmee ons doenig is. So dis die 3 bene. So kom ons brei 'n bietjie uit. So hierdie boerdery, ek wil sê geëvolf oor die jare. Ek sê wat's lekker van hierdie 3 bene en wat's minder lekker van hierdie 3 bene? Man, op die stadium geniet ek al 3. Dit is heeltemal verskillende fasette. Die beeskomponent, ons het 'n voerkraal wat ons hulle afrond, so ons koop net kalvers vir die backgrounding. Ons het nie koeie wat ons teel mee nie. En dan voer ons hulle in die voerkraal. En dan die hoenders wat ons het is braaikuikens. So hulle word ook elke 35 dae slag ons en dan maak ons weer skoon. En dan die baalding is nou 'n nuwe ding wat ons doen. Die laaste paar jare het ons ook gebaal, maar dit was kontrakteurs wat die werk vir my kom doen het. En ons het hierdie jaar het ons eie baler aangekoop. So ons gaan dit nou alles self begin doen. So ek is op die stadium bietjie meer opgewonde oor daai ene, as ek dit so kan stel, omdat dit nou maar 'n nuwe ding is. So pak daai besigheidsmodel uit. Hoe lyk die ding? Hoekom moet jy dit self doen? Visie afsetpunt. Kort en lank die afsetpunt is maar ander boere wat ook hooi nodig het vir hulle fasette van hulle boerdery wat hulle hardloop. En dan die rede agter die ding is maar net jy betaal 'n kontrakteur om die werk vir jou te doen en na 'n aantal jare kon jy daai ding maar net sowel self verkoop het en daai geld in jou sak gesit het. Maar die grootste deel van daai ding wat ek wil verander is as jy op 'n kontrakteur aangewese is, werk jy op sy tyd. As hy nou eers by iemand anders besig is om te baal, staan jy oor tot daai ou klaar. Beggars can't be choosers. Ja. En dan die oomblik wat die kondisies optimaal is om te kan sny, dan moet jy kan sny hard en baal so vinnig as moontlik. Yes. Want jy jou goed kan nie natree nie, dan verswak jou kwaliteit. Ek sien. So toe het ons die besluit gemaak om ons eie goed te kan koop, dat ons kan die ding doen wanneer ons dit wil doen. Yes. Dat jy nie aangewese is op 'n ander ou se tyd nie. Wanneer weer eens as ek nou dink nou as die gras self, né? As jy nou hoekom sal jy nie mielies plant? Wat is die kondisie van daai grond dat jy vir 'n begin? Destyds ek was nooit betrokke nie. Ek was te klein toe my pa hulle ophou saai het. So ek weet nou nie wat al die dinge ingegaan het met die saaiery nie, maar hulle het ophou saai en toe het hulle die lande alles smidsvinger gevestig. So ons het nou goeie graslande wat ons het. So om op die stadium dit te wil uitploeg en mielies te plant. Ek is nie 'n saai boer in elk geval nie. Ek weet nie die moed of die geloof daarvoor. Ek weet nie wat se een ek moet sê nie. Maar die saaiery is nie vir my bedoel nie. Ek verstaan. Die gras is 'n maklike ding. As dit reën, dan groei hy goed en as dit nie reën nie, is daar nog steeds iets wat groei. So as daar nie genoeg is wat groei om te kan sny en baal nie, kan ons nog steeds ons eie beeste op hom laat wy. So dit is vir my 'n redelik en risikovrye. So is of jy verkoop die gras of jy gebruik die gras. Self, Ek wil sê worst case is ek gebruik die gras. Gebruik homself, ja. Dis baie interessant. En in terme van daai insetkoste, alles, hoe lyk daai mechanics? Hoe lyk die, ek wil sê, hoe winsgewend is gras in vergelyking met mielies. saai, ja. Weer eens die mechanics van die mielies af kan ek nie baie uitbrei oor nie, want ek weet eerlikwaar nie baie daarvan af nie. Ja. Die grasse ding is nou weer, dis 'n baie langtermyn ding. Jy plant hom nie elke jaar. So Ja. as hy gevestig is en jy gee hom sy kunsmis en goed wat hy nodig het om te groei, dan gaan hy jare. Daai blokke is, ek wil sê ons oudste blokke is seker al 10, 12 jaar wat hulle oud is. Pragtig. So dit is nie 'n ding wat jy jaar op jaar moet plant nie. Ek sien. Insetkoste is al 1 jaar hoog om die goed geplant en gevestig te kry. En daarna moet jy hom net nurs. Dis omdat die wortelstelsel bly daar. Dis amper soos ek wil sê soos vrugte, nê. Ja, dis 'n meerjarige gras. Daar's ander grasse wat mense plant, 'n tef weet ek wat 1-jarige goed is, maar ons is almal meerjarige grasse. So dis blokke wat gevestig is wat jy jaar na jaar kan gebruik as jy hom aanhou die regte voeding gee. En wanneer is ek weet landbougrond, veral weer die mielies, ons het vroeër 'n onderhoud wat die ouens sê ook, jy weet dit raak ek dink R16,000 om per hektaar mielies, R20,000 wat jou grond werd is, weet in terme van jou finansiering, alles raak, daai gap raak al hoe kleiner en kleiner. As ek nou môre wil gras begin plant op my plaas, is daar ernstige ek wil sê barriers to entry om so iets te kan doen.
Ek dink nie so nie. Ek dink nie die grasmark is dalk so groot nie, maar met 'n jaar soos hierdie, met die droogte wat nou deurkom en die droogte wat gaan aanhou vorentoe, gaan ek dink hierdie jaar baie gras nodig wees. Ek dink nie daar's genoeg gras in die mark om dit te kan doen nie. Juist nou om vervoer en so aan Vervoer, ja, vir almal se vee. omdat dit nou nie reën soos dit moet nie. Ja, maar nou die moeilikheid saam is jy kan ook nie nou gaan gras plant en dit staan môre daar om te baal nie. So Hoe lank vat dit terloops as jy nou van scratch af begin? na jaar 1 behoort jy daarom 'n paar bale te kan maak al, maar ek dink jy so na jou 3de jaar Is dit? is hy alles mooi gevestig en die gras is mooi in plek dat jy vol produksie kan doen op hom. Is die vereiste dat in 'n slegte jaar wat jy nou sê wat dit nou voer vir jou eie beeste is dat jy dit in samewerking met vee moet doen. Want as daai gras nou te kort is of kan jy nog steeds gaan verkoop? Jy kan hom seker nog steeds gaan verkoop. Hang af wat is jou eie behoefte. Ek verstaan. Ons bepaal maar eers ons eie behoefte wat ons het met die voerkraal en goed saam voor ons begin verkoop. Ek sien. So die Dit eerste is meer om jou insetkoste te verminder in Ja. die eerste en dan daarna is dit 'n potensiële maak jy uitgawe word 'n inkomste. Ja. So ons sal eers opstok by ons voerkraal dat ons weet ons het genoeg bale vir die seisoen en daarna sal ons begin verkoop. En as jy jou ding as die reën nou natuurlik reg is en alles werk saam, kan jy meer as 1 snysel 'n jaar ook afkry. Dis nie net 1 oes wat jy gaan hê nie. Ek sien. As dit kan reën en die seisoen is vroeg en jy kan lekker Desember al gras gesny het en hy kan nog reën, kan jy in Maart of April kan jy weer sny. Ek sien. En as jy alles mooi loop, kan jy 2-3 snysels 'n jaar Pragtig. So dis best case scenario. Ja, so jy kan dit is nie net 'n een keer 'n jaar ding wat jy gaan doen nie. En die tipe gras, is daar weer wil ek amper sê in die graswêreld het jy ook cultivars en Ja, daai tipe van natuurlijk. ding en hoe het dit ontwikkel oor die jare? Ek moet eerlik wees, ek ken nou nie al die grassoorte en al die goed so goed nie. Ons het dit wat ek maar daar gekry het, werk ek Werk. mee. Ja, so hoofsaaklik is dit smitsvinger en 'n roodsgras mengsel wat geplant is. En die smitsvinger vat so met tyd vat hy maar die land oor. Hy's 'n sterker gras as ek dit Waar nie mis kom nie. hulle vandaan? Watse lande dink jy goed uit? Ek weet regtig nie. Ek kan jou nie background gee op die goed nie, Okay. maar sover ek weet smitsvinger is 'n Suid-Afrikaanse O. gras gewees, ja. Okay. Maar ek kan nou ongelukkig nie uitbrei oor Nee, ek is geskiedenis agter hom. Nee, is geen probleem. Dit is interessant. Ja. En ek lei nou af, hoenderboerdery is deel van daai kunsmis vir die gras is dit Ons strooi die verseker die hoendermis. mis op die gras. Dit maak 'n massiewe verskil aan die weiding. Die dele wat gestrooi is en nie gestrooi is nie, jy sien dit met die oog duidelik. pragtig. Ja. Is dit hoekom jy hoenderboerdery ingebring het of is dit Nee. maar net 'n addisionele Die hoenders het my pa destyds ingebring. So dit is die strooier het ons nou onlangs gekoop omdat ek geredeneer het ons het die mis so gebruik dit om die weiding aan te val. Okay, As om kunsmis te gaan koop en dit op die weiding te gooi. ek sien. Ja. So weer eens 'n besparing en 'n superieur kunsmis vir Ja. die gras. Ja. Wat het gebeur daai tyd dat ek bedoel die man ek sê dit kos ons moet hoenders inbring. Wat is daar ek wil sê wat is daar 'n storie agter die storie of dit want ek weet hier's mos nou 'n hele paar hoenderboere hierbo. Ja. My pa het hoenders begin boer in 94 as ek dit nie mis het nie. Ja. 94 of 95. So ek was graad 3, graad 4 rond gewees. So ek weet nie regtig hoekom wat die Yes. rede was hoekom Ja. my hoenders begin boer het nie. Maar ek glo maar dit was die maatskappy, iemand sou 'n slagpaal of iewers begin het Dis weer jy weet jy het 'n afsetpunt en dan het hulle nou die groeiers nodig om die goed groot te maak. So jy sê tussen die drie, wat is jou gunsteling gras? Ek geniet die beeste die meeste, Ja. maar die gras is vir my nou lekker want dit is nou 'n nuwe ding wat ons self doen. Ek natuurlik is Ja, dis nou so die die nuwe bale, speelding. ons het gister ons eerste bale met ons eie nuwe baler gemaak wat ons gekoop het. So Okay. dit is vir my nou op die stadium is dit nog nie pret. Wat kos 'n baler as ek mag vra? Dis 'n die storie al. Hulle is oor die 600 000 al Is dit? wat 'n baler kos sonder BTW, ja. Sjoe. En wat is die handelsmerke wat spesialiseer daarin? Of is dit maar al die groot handelsmerke? Ja, almal Klaas, Massey en John Deere, almal het maar hulle baler. New Holland. Ons het gegaan vir die trydstaf wat 'n Adviesfontein maatskappy is wat Massey's verkoop. Okay. Ja, so ons het hulle ondersteun in die Massey gekoop. Okay. En is weer maar dis daai ek wil sê die kliëntediens, nee, dis Ja. op einde van die dag wat Dit was vir my een ding wat 'n groot rol gaan speel daarin is kliëntediens. So ek wou met 'n maatskappy gaan wat in ons eie dorp is. yes. So ons moes kies tussen John Deere of Massey Ferguson dan. En ek weet nie, daar het net iets van die rooi baler en my
my aandag Sy getrek. seksie. Ja. So toe het ons hom gekies. So gepraat van klere. Wat se tipe beeste het julle? Ons koop maar die colours in, Ja. so ons background hulle en dan voer ons hulle. So kleer maak nie vir ons so Maak seer hy saakie. moet nie, Ja, dit moet net 'n goeie vleisras bees wees en kan hy werk. Maar daar loop 'n klomp wit bramane daar by ons en hulle lyk maar altyd vir my mooier op die veld vir een of ander Hulle is rede as die ander en gevaarlik. Nee. Ja, dalk is dit ook elke deel van die rede. Ja, ek wil sê dis soos wild. Ja, amper. Eksotiese wild. Ja. So kom ons praat 'n bietjie vir verskaffers. Jy weet, so weer eens, ons het nou Massey Ferguson diens. Hoe lyk die res van in terme van die hoenderboerdery, die res? Wat se verskaffers speel 'n groot invloed op julle? In ons boerdery wat ons het wat hoofsaaklik vee is die verskaffers maar gewoonlik maar die voermaatskappye of so. Maar tog het jy nog steeds maar altyd 'n trekker nodig of 'n bakkie nodig wat jy gaan werk op die plaas mee. So die verskaffers is altyd belangrik, jy kan hulle nie weggooi nie. Ons werksesels wat op die plase maar is, die trekkers en goeders, is maar alles ou goed. Oor ons die saai nie, het ons nie behoefte om 'n splinternuwe trekker te hê nie. Die ou Fiat 640 wat daar op die plaas loop, doen vir my nog steeds dieselfde werk as wat ek nou 'n nuwe klein John Deere of 'n Massey of iets gaan koop. Ja. So ons het nog nie regtig 'n groot behoefte gehad om nuwe trekkers te koop nie. Maar jou bakkie is maar altyd 'n belangrike rol. Ek het so 6 jaar terug die besluit gemaak om 'n Mahindra bakkie te koop. Vir my koste het 'n groot rol gespeel. Ja. En ek kan nie sien hoekom jy verskriklike baie geld in 'n voertuig wil gaan belê wat jou van punt A na punt B kan kry. So ons het gegaan vir die Mahindra bakkie en ek is gelukkig. Van toe af tot vandag toe ry ek nog steeds 'n Mahindra bakkie. Pragtig, né? Ja. Soveel Mahindras is dit nou later. Ek is nou op my 4de een, ja. Pragtig. Ja. Maar jy het daarom kilos opgesit. Ek het nou gelag vir die een onderhoud wat gesê ook is 14de ene. Dit klink asof hulle breek elke 3 maande. nee. Maar jy sê nee, hy ry hom daarom tot op 100,000 Ja. en dan verkoop hy hom. Ja, my bakkies vat ek maar so tot daar by die 80,000 kilo. Ek dink die waarborg gaan tot op 100 of 120, maar ek ry hom maar elke 2de, 3de jaar ry ek my bakkie in. Wat is die net om vinnig stil te staan by bakkies en so aan? Die bure, die manne in die omgewing. Wat dryf daai ouens? Is daar 'n emosionele komponent daaraan of is daar werklike werkesel komponent daaraan? Baie van die ouens wat ek nou al gepraat het mee, praat van 'n herverkoopwaarde. Jou Toyota of jou Isuzu se herverkoopwaarde gaan beter wees. So dis hulle groot dryf. Dit is maar baie van die argumente wat ek kry onder dit en jy gaan hom makliker verkoop as wat jy dalk nou 'n ander brand bakkie sal verkoop. Vir my verskil ek so 'n bietjie daarvan. Die herverkoopwaarde, ja, jy gaan dalk nou vir jou Toyota R400,000 kry na 2 jaar, maar my bakkie het die R400,000 gekos toe ek hom gekoop het nie, so ek verwag nie R400,000 vir hom te kry nie. En jy gaan nie R400,000 verloor op hom. Persentasie gewys het ek al die somme kere wat gemaak, is ek verloor minder persentasie gewys as wat daai ou op sy Isuzu of sy Toyota gaan verloor. Ek verstaan. So die finansiële aspek daarvan is vir my nog steeds meer lonend om te sê ek koop 'n Mahindra. So ek dink wat ek hoor jy sê is die ouens doen nie eintlik akkurate sommetjies nie. Ja, wel elkeen doen sy eie somme op sy manier. Ja, ek wou sê Ek kan nou een nie met die hart en een met die brein. Ja, ek kan nou nie vir jou sê hoe doen 'n ander jy sy somme moet nie, se som. maar vir my bly dit 'n baie lonende, nie lonend nie, maar 'n goeie som. Weer eens hou die uitgawes laag. Ja. Tegnologie. Wat 'n rol speel die tegnologie in die boerdery? Weet en weer eens waar gebruik julle wat's baie belangrik? Wat sien julle is aan die kom wat opwindend is? Kyk, tegnologie speel 'n al hoe groter rol daarin. Die ou mense was dalk nie so erg vinnig om dit te aanvaar nie, maar stadig maar seker kom hulle maar by. Hoekom kom hulle is dit ekskuus ek van jou rede is daar die een ou het vir my gesê ook dat die ouer boere hulle weet ek het nou gespot gesê okay jy weet nie hoe om die app oop te maak nie, maar dit kom dit op 'n punt waar die ouens net sê weet jy ek het nie lus om te sukkel nie. Ja. Maar my seun is gebore met 'n tablet in sy hand. Doen jy dit maar. Doen jy dit maar. Ja, dit is amper so iets. Soos ek sê, ons saai glad nie, maar die trekker se grootste tegnologie dink ek op die stadium is maar die selfbestuur goed, die autosteering. Yes. En
op ons plaas het ons nie regtig 'n behoefte ooit daarvoor gehad nie, omdat ons die saai nie. Ja. Die saai ouens het dit natuurlik baie meer nodig as ek wat dit het, wat net tussen my hoenderhokke met 'n trekker rondry. Maar met die strooier wat ons wel aangekoop het, om daai goed effektief neer te sit op die regte plek. Want jy dink, jy gaan van hier af kyk vir daai boom daar aan die ander kant en jy ry reguit na hom toe. En dan as jy omdraai daar, jy het dit dalk reguit so intoe gery, maar dan moet jy omdraai en weer terugmaak aan die ander kant toe, parallel met dit wat jy nou net gedoen het. En dit is nie so maklik soos mense dink dit is nie. Ek sien. En vir ons wat misstrooi veral nou nog in lang grasse op, jy sien nie eens jou spoor daai kant. Dis nie 'n gewerkte land Yes. wat jy kan probeer mik op dit wat jy net gedoen Ek het nie. verstaan. So ek sien nie eens my spoor wat ek gedoen het nie. En toe het ek nou maar ook die besluit gemaak om 'n autosteerstelsel te koop, 'n baie goedkoper een as wat van die ander make het. Dit is maar 'n nuwe entry level maatskappy. Ja. So ek het met hulle die besluit gemaak om met hulle goed te gaan en hy werk vir my baie goed. Die voordeel wat ek dalk wel het is met die misstrooiery, ek moet net in die algemeen dieselfde rigting mik. Yes. Ek hoef nie op 'n sentimeter akkuraat te wees nie. Yes. So hy moet my net parallel hou met dit wat ek net gedoen het. So ek was gelukkig geweest om 'n 30 cm akkuraatheid te kry. So ek het eers net die app van die maatskappy afgelaai op my tablet en dan werk hy met die tablet se eie GPS wat hy in het. Dan het hy so 3 meter akkuraatheid wat jy nou net heeltyd op daai lyn moet hou. Jy bestuur self. Yes. En toe hulle 'n nuwe ding uitgebring het, toe het hulle 'n launch special gehad en alles op die ding. Toe het ek besluit om te probeer om die ding te koop en kyk hoe werk hy. Yes. En ek het vir hulle gesê as hy 30 tot 60 cm akkuraat is ek happy want ek strooi net mis op my gras. So, ek is nie gepla oor akkuraater as dit nie. Yes. En hulle aanlyn hulp stelsel wat hulle in plek gehad het toe hulle nou begin het wat noem jy die goed wat hulle op jou rekenaar inlok, AnyView, dink ek. Ja. Het hulle van Oekraïne af dink ek is die maatskappy gestig. En hulle het my van daar af gehelp met AnyView op my tablet dat hulle daai ding vir my ingestel het dat hy op 4 cm akkuraatheid loop. Pragtig. Ek is baie beïndruk met dit. Jy sou gelukkig gewees met 60. 30-60 was ek baie happy mee Yes, geweest. en 4 cm. En hulle het ons vir my ingestel so daai tegnologiese aspek om daai ding te kan en dis 'n ou trekker, dis glad nie 'n nuwe trekker. Ek verstaan. Dis 'n John Deere 4840, as ek nou reg onthou is dit 'n 84 of 'n 81 model. Maar is amper soos om hierdie ding net sit 'n nuwe brein in. Ja. En daar vat die ou trekker Nee, en hy maar bestuur homself nou en hy hou hom op die lyne waar hy moet wees. Sure. Tot en met 4 cm akkuraatheid. So ek is baie beïndruk. En dan die tegnologie aan die hoenderkant, dit elke dag verbeter dit ook. Daar's verskriklike baie fancy goed wat jy in die hokke kan sit. Ons het nog baie basic hoenderhokke. Ons het nie van die fancyste hoenderhokke wat daar is nie. Wat is die lande, ek wil sê daai verskaffers wat die tegnologie dryf en so? Die groot maatskappye wat ek van weet is maar Roxel is die toerusting wat ons in ons hokke Ja. het. En dan is daar 'n Big Dutchman en Core Time dink ek is die een maatskappy. Cumberland. Maar ons is maar hoofsaaklik met Roxel besig met die goed wat ons in het. En soos ek sê, ons het maar ouer hokke en die opgradering se goed wat daar beskikbaar is om te kan doen is nogal verskriklik. Alles kom natuurlik met koste en dis hoekom ons maar vasbyt nog met die ou goed. Dit werk nog. Yes. Ek weet dit werk nie so goed dalk soos die nuwe goed nie. Maar vir ons werk dit nog op die stadium. So Ja. ons het nog nie die behoefte om dit te verander nie. Wat en kom ons sê in die hoenderbedryf, nommer 1, wat is daai gemiddelde rakleeftyd? En is dit weer 'n stelselmatige hokvervanger of moet jy alles op een slag? Ja, die toerusting het daarom 'n baie lang lewe. Van daai toerusting wat in daai hokke is nog steeds dieselfde toerusting wat my pa in 94 ingesit het. Pragtig. Ja. Dit is nou 30 jaar. Ja, so daai van die goed het 'n baie lang raklewe. Daar is maar wear and tear op al die goed, elektriese motors en daai klas van goed gaan jy nooit vir ewig hou nie, veral nie met ons kragnetwerk wat ons Dis het nie. aan en af. So daar elektriese motors breek maar die basics van die ding is baie gehard. So die waterlyne en die koslyne wat nou maar die lewe van die lewensaard van die stelsel is redelik hard. Jou pype sal dalk bietjie deursly, dan moet jy 'n pyp vervang. Yes. Maar die waterlyne, al daai goeders dit hou. Nou en dit is die tipe hoenderboerdery wat jy het wat dit toelaat, né? So verduidelik 'n bietjie in terme van die verskillende hoender. So jy het nou braai. Ons is op die braai kyk en so. Okay, so is dit minder gekompliseer of weet ek wil sê wat is die uitdagings van 'n hoenderboer wat op verskillende fases van
Die verskillende hoenderboerderye wat daar is natuurlik nou ons is die braaikuikens en dan is daar nou die manne met die leeuhoenders. Yes. En die leeuhoender is 'n baie ingewikkelde bedryf. Almal dink altyd net is 'n hoenderboerdery jy het eiers. Ja, dis hoekom ek nou sê daar is 'n hoenderboerdery is nie Dis almal is nie dieselfde ding. Ja. Ons hoenders wat ons het, ek sê altyd dis die onderste een op die ranglys van die vlakke van die hoenderboerdery. maar in terme van kompleksiteit is dit die maklikste. Dis die maklikste een ook. Okay, okay. Hoe verder jy gaan met die tipe hoender wat jy dan groot maak, hoe moeiliker en Wat is daai fases? kyk ons het die braaikuikens wat jy dan groot maak vir vleisproduksie. Dan is daar ander manne wat kuikens groot maak wat lêhenne gaan word. En dan is daar die ouens wat die Dis die eier dis 'n eierbesigheid. Dis die eierbedryf. Ons het basies net die vleisbedryf. Die eierbedryf het twee bedrywe. Dis die henne wat eiers lê wat kuikens gaan word vir die braaikuikens. Correct. En dan is daar henne wat eiers lê wat Vir breakfast. vir leeuhoenders wat eiers gaan produseer vir eet. Ek sien. Dis ook basies twee verskillende aspekte van die boerdery. Goeie jammer. En ek moet eerlik wees, ek ken van daai deel af glad nie baie nie, want ek is aan die braaikuiken kant. Yes. So dit is baie kompleks, dit is baie meer risiko gedrewe. Daai henne bly baie langer in 'n hok as wat ons hoenders in 'n hok bly. So ons hoenders word net 6 weke oud, dan word hulle geslag. So daai draai Daai hoenders bly 60 weke in 'n hok. ek sien so jou risiko om Is daai baie hoog. of jy moet baie mooier na hulle kyk. Ja, jou biosekuriteit moet baie erger en strenger wees. Die ouens wat ook elke keer pak slaag kry met die voëlgriep is die leeuens. Ek verstaan. Daai siekte kan baie maklik in daai hok inkom en as een hen hom kry, draai bitter vinnig oor na al die ander hoenders toe wat ook in daai selfe hok is. Wat's julle groot risiko's dan nou in daai opsig? Ons het ook siekte risiko's, so jy moet ook kyk na jou biosekuriteit. Maar ons grootste risiko op die stadium sal ek maar sê is vir ons tipe hokke wat ons het is maar die hitte. Ek sien. Ons kan net soveel hitte reguleer in ons hokke. Dis een van die aspekte wat mens kan opgradeer op na is om die tipe hokke wat ons het op te gradeer na 'n meer omgewingsbeheerde hok wat jy fans in het en goeders wat jy die hitte kan af. Wat is daai variasie in temperatuur wat jy voor jy nou groot sports optel? So wat Kyk, kuikens as ons nou dagoud kuikens kry, hulle wil warm bly. So dis 'n goeie ding as soos nou wat die weer wat ons nou het. Ja, so dan is hulle happy. 'n Kuiken 34, 35 grade dan is hy baie gelukkig. So as jy die kuikens insit, dan wil jy hulle warmer. En soos wat hy nou groter word, dan moet jy hom op 'n stadium kry as hy nou verveer, dan moet jy hom weer begin afkoel. So 'n klein kuiken tot en 14 dae wil nie koud kry nie, dan moet jy hom warm hou. En van daar af en verveer hy nou, dan is hy nou so op 'n happy place en dan ewe skielik dan is hy nou weer op 'n plek waar jy moet afkoel want hy wil nie warm kry nie. Ek sien. So En jy sê dis oor 'n wat 2 wat sit 36 42 dae periode 35. 35 dae. Ja, So van die ouens is nou al- 15 uit 35 kan die son maar skyn. Dan kan die warm word. Dan jy 20 dae wat jy nou moet plan wat maak. jy moet koud hou. En hoe hou julle koud? Sit maar aircons nog goed of wat is dit? Ons hokke is op seile. Dis nou die lang hokke wat So seile maak het. jy oop. Jy maak die seile oop en dan sit maar natuurlike ventilasie wat die hok afkoel. Maar op 'n dag soos vandag wat nou verby is dit 'n warm dag is en daar waai nie wind nie. Jy kan net soveel doen. Dis hoekom ek sê die hokke wat dan nou fans inkry, dan kan jy dan fans en goed aansit. Hulle koel nou weer die hoenders af. En wanneer is wanneer gaan jy nou jou gat sien as die wind nie waai en is baie warm en die seile is oop. Met die oop hokke, daar's daarom altyd 'n trek. Is dit? Daar's nie 'n dag wat daar nie 'n trek is nie. As jy nou die toe hokke gebou het en daar kom 'n situasie waar die krag af is of die fans kan nie loop nie of daar's een of ander fout, dan gebeur dit bitter vinnig. Ja, So omgewingsbeheerde hok is 'n hok wat toegebou is. Totaal en al die mure het inlets op die kante en wat oopmaak om die wind in te laat. En die meeste van die hokke almal is eintlik maar gebou dat daar 'n cooling pad aan die een kant is en fans aan die ander kant. So hy trek die wind deur die cooling pads en dan koel hy die hok af met daai manier. Nou as daai krag afgaan en daai fans loop nie met 'n groot hoender van 30 dae oud. Hy tel omtrent so 10 grade in 10 minute op. Just. En nou daai ouderdom hoenders wil nie warm kry nie. So ek dink nie daar's 'n ou wat omgewingsbeheerde hokke het wat nie 'n storie het oor dit wat met almal gebeur het. Pragtig. Is altyd hierdie ekstremiteite. Almal het altyd 'n storie. Ek wil amper sê 'n kuiken kan nog koud kry. Daar sal ook vrektes en goeders wees wat hulle dan nou gaan affekteer, maar 'n groot hoender wil nie warm kry nie. Ek sien. Ja, die ouens verloor 'n hok se hoenders Ja. binne die kwessie van 30, 40 minute. Yes.
So dit is die risiko bly altyd daar. Jy moet altyd jou vinger op die ding hou. Jy moet altyd by wees en dit is maar wat die hoender dalk 'n slegte ding maak. Ek dink as enige intensiewe boerdery moet jy by wees. Jy kan nie dit oorloop Vinger op die genade nie. vinger op die pols. Ja, die beeste wat op die veld loop is baie makliker want hulle kyk, daar moet jy nou net weer die diefstal oppas. Ja, Ons het maar daai aspek ook in ons land. tuurlik. Maar met die hoenders, jy moet maar daar wees. Daar moet altyd iemand wees. Jy kan hulle nie alleen los nie. En daai hoender, naïewe vraag dalk, jy weet, die feit dat daai hoender nou dood is, jy kan nou met hom verbrand. Wat doen jy met hom? Ja, nee, daar's Jy nou maar kan hom reëls nie- en regulasies ook wat dit nou weer gepaard gaan mee wat jy met die dooie hoenders moet doen. Wat ons gelukkig is in ons gebied, hier's 'n hele klomp leeuboere. So hulle sal altyd die goed kom haal om vir die leeu's te voer. Okay. As daar nie 'n siekte aspek is wat gemaak het dat die hoenders Ja, dis vrek is nou hitte gewees. Ja, as dit nou net 'n normale vrekte is en of hitte gewys of iets Ja. is, dan kan jy dit altyd voer vir die predatore. En So maar kry jy nou dan swaai hom nou teen kosprys of wat? ek weet nie van 'n boer wat geld vra vir 'n Is dit dooie jy wil hoender. net dis net Jy jy's moet net ontslae bly raak. om ons laat jy die volgende Ja, lot kan deurkry. ja, so daar's maar altyd iemand wat 'n leeuboer iewers het wat die goed kom haal om vir hulle leeu's te voer. Ek sien. Ja. Hoe leer jy? Weet jy het nou ook nou juis omdat jy nou so geïnteresseerd is nou in die ek wil sê in die gras kant van die besigheid, maar waar is jou hulpbronne om seker te maak jy weet wat aangaan of selfs die presisie boerdery dat jy nou hierdie tegnologie gaan uitgrou het. Ja. Man, vir ons jong mense is ons nou altyd die sosiale media's Ja. speel 'n groot rol daarin. Boere daar en workshops, ek weet nou nie wat die mooi Afrikaans vir dit is nie, is ook altyd Werkswinkel. werkswinkel. Goeders wat jy kan gaan bywoon is ook altyd goed om by te leer. Maar ek dink die Is daai maklikste- goed nie te teoreties soms nie? Is dit Soms werklik? is dit, ja. Is dit? Jy leer wel goed. Ek was by 'n hele paar al wat jy daar uitstap met baie kennis wat jy voorheen nie geweet het nie. En is dit die aanbieder of is dit nou ook om met die interaksie tussen die ouens? Gesels die netwerk met die ander mense wat daar is en die ou wat die ding aanbied. Ek sal sê al die aspekte wat daar is, wel dra verseker by tot dit wat jy kan leer. En dis 'n bewustheid. Dis nie noodwendig dat jy nou die koek gaan bak nie, maar jy weet jy Ja. met hierdie tipe koek bak en dan begin jy nou, Ja, en jy weet hoe om watse manier om te kyk om die koek te bak. yes. Om YouTube video's te kyk is ook baie nice en jy leer baie goed op van die oorsese boere wat groot kanale al het op YouTube en so aan. Watter lande is staan uit? Die wat ek maar altyd kyk is maar Amerika. Is dit die Yanks? Ja, die Millennial Farmer en die Larson Farms het ek altyd vreeslik geniet toe ek dit baie gekyk het die laaste Millennial tyd. Farmer. Millennial Farmer, ja. Wat is die ander ene? Larson Farms. Larson Farms. Ja. En watse tipe boere is hulle? Hulle saai maar. Daar in Amerika Is is dit maar die mielies wat geplant word En en is dit maar meer die tegnologie wat hulle Ja. wat hulle gebruik het? die hooi kant wat ek weer gekyk het na is Bales Hay is die ou se YouTube channel se naam. Bales hy. Bales. Ja, bale. En Maar sy van is hy. Is dit toevallig? sy van Wat is hy? sy van is Bales. O, Ja, hy's Trevor Bales. my hemel. Ja, en hulle maak bales daar in Arizona in die woestyn. Hy. Het hulle ook maar daar so skemas wat ons hier by Jan Kempdorp rond het, is daar kanale en alles wat hulle water uit. So daar's baie is appels met appels. Ja, so hulle maak die hooi daar. So ek het baie van my hooi inligting en Daar. nuuskierigheid het ek daar gekry. Okay. Ja, hulle is nou natuurlik anders as wat ons dit enigstens hier sal doen, maar tog is daar dele van die ding wat dieselfde is wat Ja. my ook sal kan bevoordeel as ek dit kan toepas. Jy weet wat jy daar gaan uitkry en Ja. en te kan Ja. toepas. Maar tog bly dit lekkerder om hier met jou eie boere te kan praat en jou eie inligting te kan deel met mekaar met goed wat werk in Suid-Afrika. Ons land dink ek is maar anders as wat in Amerika of Europa is. Ja. So om met medeboere te kan praat en daai netwerk wat jy met mekaar kan opbou en kry en leerskole wat jy kan kry, studiegroepe. Daar's verseker baie waarde daartoe. Dis nie dat jy alles net kan kry op sosiale media of op die internet nie. En in terme van ek wil weer terugkom met gras, die res van die land, wie is die ouens met wie jy notas vergelyk met dit? Is dit algemene ding hierso? Dit klink nie vir my of dit algemeen is. Elke Met die balery. ja, Nee, ek is nog in my beginskoene met die hele ding, so ek voel maar nog half ek is op my eie. Ek het al met 'n paar manne gepraat, kontakte wat ek gekry het van groot kontrakteerbalers wat baal, toe ek nou in die proses is om 'n baler te koop, om te vra wat se baler Jy ek som- moet koop in en die- so. en die manne almal gesels lekker. Daar's Ja, die ouens. daar die 3 ouens wat ek gepraat mee is daar nie een wat
my afgejag het, as ek dit so kan stel. En hulle was bereid om te help en kennis te deel. En kort van lank die gesprek het maar neergekom op, dit is die baler wat hulle van hou, en hulle kry goeie diens van hulle handelaar af. Dis weer die proof is in the pudding. Dit kom terug na die handelaar toe, dink ek, op die einde van die dag. Ek glo nie daar's meer 'n slegte tool daar buite nie. Yes. Of dit nou 'n trekker of 'n baler of 'n planter is. Ek glo almal het 'n goeie produk daar buite. Dit gaan oor die ondersteuning wat jy kry vir Die mens tot mens faktor. Ja. En ek dink dit gaan net nog belangriker word op 'n Ja. Ek weet die een wat ek gehoor het wat een van die handelaars gesê het, is hy verkoop net sy eerste trekker. Die res daarna verkoop die werkswinkel. Want as jy nie diens gee nie, Ja. dan gaan daai ou nie weer terugkom na jou toe nie. So Daai my is- volgende trekker gaan ek nie weer dieselfde een koop nie, want ek sukkel my dan dood met die ene. Ja, ja. En selfs met enige voertuig ook maar daar buite. As Mahindra my nie gaan diens gee as ek my bakkie bring vir 'n diens nie en ek is elke keer ongelukkig as ek hier uitloop, Tyd vir iemand anders. gaan ek mos maar my bakkie verkoop en ek gaan vir my ander een koop. Ja, ja. Ek dink ouens onderskat dit, nee. Ek Ja. dink altyd jy wil die handelsmerk, staar jou blind in die handelsmerk, Ja. maar soos jy regtig sê, ek dink selfs met die karre, nee, met al hierdie Chinese handelsmerke, die karre is daar's nie 'n groot verskil in terme van die kwaliteit en Ja. die ding werk, maar ja, wat Hy is kry jou van punt A na punt B. Ja, Maar absoluut. Nou Die oomblik wat daar 'n probleem kom, dis die een handelaar gaan jou probleem vir jou kan uitsort en Ja. die ander een gaan vir jou sê, hoorie, skus, ons is nou 'n nuwe brand hier in die land en parte is nog hier nie. ja, En, ja. ja, dit speel definitief 'n baie groot faktor. Jy het nou al klaar goeie daai wil ek sê is 'n tip. Wat gee jy nog so 2 of 3 tips in terme van ek wil sê wat om te doen en wat om nie te doen. Het sy in die lewe of in die boerdery. Ek weet nie of ek die beste een is om tips te gee vir ander mense. Maar ek sê altyd wat om nie te doen nie. Ja. Wat om nie te doen nie. Ek is gewoonlik daai ek doen heeltyd die verkeerde ding. Ja, as jy maar as ek sê vir my, wat is die 3 goed wat jy nie moet doen nie? Ek het nog nie uitgevind is die verkeerde ding nie. So. Ek gaan dit seker nog uitvind. Ek dink die grootste ding is net jy moenie moed opgee nie. Ek dink in ons land daar's baie faktore wat teen ons is. So moed hou, dit bly ek dink een van die beste lande, as dit nie die beste land is om in te bly nie. Al is daar baie faktore teen ons. Moet net nie moed opgee nie. Bly vorentoe gaan, bly moed hou en kindertyd van 'n tyd as jy jou kop op hoog hou, sal jy bo uitkom. Nog iets, ek hou daarvan by the way. Ek sê altyd is die glas half vol of is hy half leeg, nee. Ja. Dis so maklik soos dit. Nee, ek weet nie, jy sit my op die spot om te sê wat nog. Wat sê het jy 'n gunsteling aanhaling of 'n ding? Nee, Dink jy 'n quote of 'n ding? Nee, ek Niks wat die Amerikaners kwyt raak, weet jy. niks wat ek nou aan kan dink so vinnig. Moenie 'n poepel wees nie. Ja, ja. Dis al jy. Ja. Ja, as jy daar in Hennies ingaan is Hennies wat is in die reels. slogan. Ek dink jy moet hou by reël 1, ja. Ja, moenie 'n poepel wees Ja. nie. Ja, is reg. Ag, Frank, jy verskriklik dankie vir jou tyd. Nee, dis net 'n plesier. Sterkte met die ballery en die dinge. Ek hoop dit gaan goed en ek sal 'n bietjie 'n plan, maar jy het nou my regtig nou laat dink in terme van hierdie jy weet die boere daar, al hierdie studiegroepe en goeders. Ek dink ons het 'n geleentheid om dit net op 'n bietjie ander manier te gaan intap daar in daai kennis wat gedeel word en dit te versprei. Ja. Ek sê altyd die tegnologie stel ons in staat om dit geografies te versprei. Want die goud wat julle hier bespreek is vir julle manne. Ek sê altyd dis tot die buurmanne beskore, maar kom ons kry die buurmanne hier met die buurmanne daar in die Oos-Vrystaat bymekaar tipe van, jy weet, so. En ek dink die bewusmaking wat jy ook kan skep onder die breër publiek, want soos ek sê net met die hoender saam, is 'n massiewe bedryf wat die meerderheid van die mense daar buite dink as jy hoender het jy eiers ook. Ja. So al die fasette en insette wat daar is in landbou. Ja. Meerderheid van die mense weet nie eintlik daar word regtig bale gemaak nie en hoekom word daar bale gemaak? Ja. So net om die boerdery buite uit te kry om vir mense meer te wys wat die verskillende fasette en aspekte van boerderye is. Ek weet daar is nou al baie programme ook op die TV wat dit wys. Ja, ek dink soms fokus hy te meer op hoe mooi die ou se plaas is. Ja. Jy weet in steede van en ek stem saam met jou. Ek dink die groot geleentheids om ons moet meer oor die waardeketting in landbou gesels. Ek sê altyd julle ouens is krities, maar julle is nie moontlik sonder die waardeketting en die waardeketting is nie moontlik sonder julle nie. En dis waar ons ook geleenthede het, daar's werksgeleenthede soos jy regtig sê, is die baalindustrie, die hoenderindustrie. Daar's geleenthede, maar dan moet jy verstaan wat hier aangaan. Ja, net die breër bewusmaking onder die publiek dat hulle hopelik meer kan verstaan oor hoe riskant en hoeveel risiko's is daar in boerdery om kos op die tafel te kan kry. Want of jy dit wil weet of nie, jy het elke liewe dag 'n boer nodig. Ja.
of dit nou is of jy hoender eet en of jy 'n vegan is wat net een of ander gras ding wil eet. Wel, hy's geplant Hy kom iewers gewees. van 'n plaas af. Hy's geplant gewees. So en of dit nou 'n wat noem hulle hierdie nuwe goed hydroponiek stelsel is, daai ou is ook 'n boer. Ja. Hy het ook op een of ander platform is hy 'n boer. Hy's nie 'n al is hy in die stad binne in die dorp en hy het daai hydroponiek stelsel in sy huis. Dis nog steeds 'n boerdery daai ding. So jy het elke dag as jy eet, het jy elke dag iemand nodig wat vir jou kos produseer. Ja, sien net 'n bumper sticker is die waarheid. Verseker. Ja. Baie dankie vir Rikkie. Sterkte met die dinge. Selfs weer. Dankie. Dankie, totsiens.